Goeiemiddag almal. Welkom by Koffie met die Koning. Ek is Renet Besuidnout en ek staan in vir Hepse Brouwer. En sy is in België op die oomblik en sy kuier met haar mensies en sy gaan ook 'n bietjie daar bedien. En dis hoekom ek hier vandag is en ek staan in vir haar en ek dink ons gaan so lekker kuier vanoggend met Koffie met die Koning en ons sien so en sy stuur al haar liefde en groete. Sy mis vir julle ontsettend baie en maar sy gaan een van die dae weer terug wees en in die gevolg sal ek nou vir een of twee paar programmetjies nou instaan vir haar, maar ek het 'n fantastiese, baie liewe vriendin in die ministry by my vandag, 'n groot sussie van die Here en sy het al so baie vir my persoonlik beteken, ook al baie by my gestaan en gebid en geminister en by bedien in die donkerste tye van my lewe ook en staan, maar sy self Lenette Liebenberg het al self so baie deurgegaan en sy gaan 'n bietjie van dit met ons deel en ons weet borskanker is daar iets wat geen vrou wil beleef nie. En prys die Here vir jou lewe, Lenette, en baie welkom. Baie dankie, Renet. En dankie dat jy saam met ons kuier vanoggend. Lenette, vertel ons jou storie van hoe het jy uitgevind dat jy borskanker gehad het? Plus hoe het jy gevoel toe jy nou hoor? En wat was die pad met die Here? Want jy was al klaar so na die Here en 'n mens glo altyd dit nooit so iets gaan met my gebeur nie en toe het dit. Ja, baie dankie Renet vir die voorreg. Dit het ongeveer 17, 18 jaar terug gebeur. Ek het skielik net begin pyn kry in my linkerbors, jy weet, en jonge vrou moet maar haarself ondersoek. Jy weet, mens kan nie altyd nalatig wees, ons gaan mos maar deur dinge. En toe het ek dokter toe gegaan, toe sê hulle vir my, nee, dit is maar net 'n melkklier. Ek moenie bekommerd wees nie, maar toe bly dit seer en ek bly dit seer en ek voel daar's 'n knop. En toe het hulle later aan 2, 3 biopsies gedoen en ek dink by die 3de biopsie, kyk, dis ook nogal 'n pynlike storie. As hulle daai naald indruk, vrouens wat hulle deur gegaan het weet, ek voel of jou siel uitgetrek word. Toe kry hulle kanker, jy weet, en toe het hulle vir my gebel en ja, die dokter bel my toe. Toe sê vir my ek moet inkom. Toe vra ek vir hom, maar is dit kwaadaardig? Is daar iets? Sê vir my net, ek kan nie vir jou oor die foon sê nie, jy beter maar inkom. Maar toe is die skok so groot Renet. Toe weet ek as jy moet ingaan, daar is iets, jy weet, 'n vrou weet mos baie keer, jy weet. En ek gaan toe in. Hy het toe vir my eintlik oor die foon gesê wat hy nie mag sê nie, maar hy sê kom asseblief in. En toe het hulle met my gepraat en ek is toe binne 'n week geopereer. En ja, dit was vir my groot skok. Jy weet, die aand kan ek onthou, by die huis het ek nog so uitgebars van die huil. My sussie daardie het nog geleef. En toe ek nou vir hulle vertel, toe bring sy nog vir my plantjie, jy weet. En toe ek dit sien, toe weet ek net, jy weet, ek kon dit nie inhou nie. Dit was net vir my emosioneel te veel. Maar in elk geval, ek het toe gegaan, ek is deur die operasie, ja, hulle het die kanker uitgesny. En ja, daai stukkie was kwaadaardig, maar toe moes hulle my verder, toe die dokter vir my gesê, ek moet maar so gou as moontlik inkom. Hulle het verdere scans gedoen, en toe ek uiteindelik geopereer is binne 'n week, toe het hulle nou, dit was 'n 8 ure operasie. Ja, en ek was altyd saam 9 ure in, nog vir die, jy weet, bykom na die narkose, hulle het baie gesukkel om my by te kom. Ek het blykbaar verskriklik baie bloed verloor. Maar hulle moes toe die klier onder my linkerarm uithaal, hulle dadelik my bors verwyder, want dit was bang die kanker versprei, en ook hierdie rekonstruksie gedoen. So dit was alles in een Renet, dis hoekom dit so lank operasie was, want die dokter het vir my, of die professor, ek weet nie of het Appelgrein of Appelsted, ek kan nie meer, dat het by Tygerberg Hospitaal. Ja, maar hy moes nou in Panorama se kant weer. Ja, toe het hy vir my gesê, is die beste om, baie dokters verskil van mekaar, maar as jy die rekonstruksie wil doen, is beter om dit maar dadelik te doen. Want 'n vrou is baie keer gaan neig om later te sê, nee, ek is te bang, nee, ek wil dit nie laat doen nie, of, weet, 'n vrees pak jou beet, want jy weet nie, vir alles hulle rekonstruksie doen, dit kan septies raak, dis nie altyd
kan skeefloop. Dit kan skeefloop, veral as jy dit vanuit jou maag, jy weet die maagvette en die goed doen. So daar was 2 opsies, een was dit, of die een was dat hulle dit uit my rugspiere gedeelte uithaal en dan die rekonstruksie so doen. So hulle het vir my alles voor die tyd verduidelik. Ek weet nou nie hoe ver ek nou moet verduidelik, maar al die prosesse wat ek deurgegaan het, was 'n groot proses, die voorbereidingsproses voor die tyd. Ek moes aangaan dat hulle foto's neem, skies van my bors, waar hulle die rekonstruksie gaan doen, hoe die ander bors moet opgebou word. Ja, dis 'n hele storie. Maar dit is goed dat jy dit verduidelik, want baie mense is bang vir daai proses. Is bang vir dit. En dat daar nog lewe is daarna, en dat die moeite werd was vir jou, nee. Ja. En so toe jy nou daar klaar is, was jy ooit bang dat dit gaan weer terugkom, of? Weet jy, terwyl jy onder die operasie is en jy kom by, miskien moet ek net dit byvoeg, Renet, die proses was so lank, vinnig, maar ook lank en intens, jy weet, so ek was 9 dae in die hospitaal. Dit is 'n pad wat 'n mens moet stap, jy weet, nou, en daar was studente om jou, jy weet, soos 'n proefkonyn amper, so vir my, die vernedering van myself was baie groot, want jy gaan nou deur 'n skok, jou bors word verwyder, jy kry 'n rekonstruksie, jy studente jou vrou wees is skielik oornag daarmee heen, studente is nou om jou bed, hulle moet nou kyk hoe lyk jy voor die operasie, lyk jy na die operasie. Een van die vroustudente was by die operasie en ek kan net onthou, toe ek bykom, toe sy vir my gesê, Tannie, jy is deur 'n verskriklike ding, jy het gelyk of jy soos 'n skaap, wat na die slagpale toe gegaan het, want hulle het eers jou klier uitgehaal onder die arm, so sy het al die prosesse dopgehou, sy het my alles vertel. En ja, dit was baie seer, die klier wat hulle onder jou linkerarm, om te kyk of die kanker nie verder versprei het nie. En dan het hulle die bors verwyder, en dan het hulle jou omgedraai en jou rugspier oopgesny. Nou, hy het vir my verduidelik presies hoe gaan dit gebeur, so hulle haal 'n stuk van jou rugspier uit, om dan ook weer die rekonstruksie te doen. So deur al daai prosesse waardeur ek gegaan het, het sy vir my kom vertel, en nou het ek emosioneel ook daardeur gegaan. Presies. Hoe het ek nou gelyk, okay, jy's nou onder narkose, maar wat het alles met jou aangevang? Want jy voel skielik nie meer vrou nie, jy voel jy's opgeslag, jy voel nie lekker. Violated amper, ja, nee. Jy voel violated, want ek het nou 'n merk onder my arm, my bors is oopgesny, my rug is oopgesny. Daar's 'n pyp in jou keel. Ja, pyp in jou keel of ek kan nog onthou toe bykom was my lip stikkend. So dis nie dat 'n mens dramaties is nie, maar 'n trauma. Dis geweldige trauma. Ongelooflik. Ja, en dan loop jy ook nog met die ding, wat as die kanker gaan versprei, want omdat my borsweefsel so ontsettend dig is nie by elke vrou nie, het hulle ook vir my gesê, hulle kan nie sien as dit oorgaan na die ander borste nie. In my geval was dit die beste dat hulle my bors verwyder. Want hulle het al die scans gedoen, dis soos 'n bewolkte dag, mistige dag, wat het vir my verduidelik dat hulle kan inscan tot op 'n punt, maar dan verder sien jy niks. Maar ek moes nog steeds daai besluit neem binne 'n week. Precies. Nou ja, en toe ek nou bykom en jy weet, ek is self 'n maatskaplike werker gewees en 'n beraader, toe dink ek, ek nie berading nodig en dank die Here het 'n hospitaal beraader na my toe gestuur na 'n paar dae, sy het bietjie vir my kom beraad oor wat ek deurgaan en hoe ek voel in die pad vorentoe. En ja, toe het ek ook begin huil. Ek is nou nie 'n vreeslike heilerige mens. Ek hou maar partytjie binne toe. Jy weet, veral as jy berading doen, jy's geleer en 'n maatskaplik, jy moet sterk staan, jy huil nie. Jy staan sterk vir ander mense, maar dit is nie altyd goed vir jouself nie, want jy het ook emosies. Jy het ook dinge waarmee jy moet deel. Jy het ook 'n toekoms wat vir jou vorentoe lê, en as jy die dag gaan trou, jy wil ook nie met 'n afbors gaan trou nie. Jy bly vrou. Dit is maar deel van ons, jy weet. En Presies. Ja, so En wie was die Here vir jou? Of wie was die Here vir jou in hierdie tye? Weet jy net, Want mense is op jou laagste in daai tye. Ja, jy's baie laag. En hoe het die Here met jou gewerk? En wie is jy vandag? Met die pad, hoe het jy die pad geloop en hoe gebruik die Here vir jou? Ja, weet jy, ek het nogal redelik in die Here sterk gestaan, maar ek het ook gaan plat lê vir 'n ruk, want vir 6 maande, ek moet net dit vir jou noem, kon ek niks met my linkerhand doen nie. Ek moes van voor af leer skryf.
ek mag nie motor bestuur het nie. Ek moes my regterhand vat en ook omdat ek links is, moes ek hierdie arm optel om dinge te doen, om oefening te doen. Ek het gimnasium toe gegaan. Jy het mos daai wat jy jou hande aansit, dan trek jy mos nou daai af. Ek moet my spiere bou. Nou dan moet ek hierdie hand vat en dit daar vashou en dan moet ek probeer, dan glip die ding. Jy weet, so ek is deur, ekskuus dat ek nou so met my hande verduidelik, maar ek is deur al daai prosesse en emosioneel het ek partykeer so laag gevoel, maar as ek nie die Here gehad het van kleintyd af wat by my gestaan het en vir my gesê het, Lenet, moenie bevrees wees nie, ek is by jou. Staan op my woord, staan op my beloftes, dan het ek dit dalk nie gemaak nie. So, ek wil vir elke vrou eintlik vandag sê dat sonder God kan ons niks doen hier net. Dis die waarheid. Want daar gaan ontsettend baie vrouens deur borskanker, ander gaan deur ander tipe kankers. Ek het my ma verloor met pankreaskanker. Dis nie net borskanker nie, maar ek dink borskanker, tas jou vrou wees, omdat jou, dis mos nou meer aan die buitekant. Ja, dis meer, dit is vir jou groter skok. Want jy wil mooi aantrek, jy wil mooi lyk, nie regtig vir mense in die eerste plek, maar vir jou vrou wees. Precies. Vir hoe die Vader ons geskep het. En dit doen iets aan jou selfbeeld, en ek moes my selfbeeld weer 'n bietjie opbou. Maar ek kon dit net opbou deur die woord van die Here, deur te gaan, deur op sy woord te staan. Ek het op 'n kol nie lus gehad om aan te trek weer nie, en tog het die Here gekom en hy het my gerestoreer. Hy het my selfbeeld weer aangeraak, hy het regtig vir my kom help, om vir my te sê, maar Lenet, dis nie die einde van jou lewe nie, dis maar net die liggaam. Maar wat belangrik is jou verhouding met God, daai innerlike self, en elke vrees en elke spanning en elke tekortkoming kan ons na ons Vader toe neem, en so stap vir stap lei die Here vir ons om weer opgebou te word, Lenet. Selfs toe hulle my eierstokke moes bestraling doen. Ek dink dit was 6 maande daarna of wat ek al. Hulle was bang met die estrogen. Dit alles nou. Ja, dat die kanker nog kan versprei of wat ook al. En dit het vir 5 dae ingegaan, vir 10 minute op 'n keer, en hulle het die bestraling gedoen, en daar's ook so 'n bietjie deur 'n emosionele ding, maar die Here het my deurgedra net, en ek moet regtig vir haar sê, ek voel so deurgedra dat ek weet dit was vlerke, bo-natuurlike vlerke wat my gedra. Ek kon dit nie in myself doen nie. Ongelooflik, ongelooflik. En vir die vrou wat daar buite is, wat se boodskap wil jy vir hulle miskien sê? Met enigiets waarmee hulle gaan, you know, want jy bedien mense nou, en jy loop 'n pad met mense, as jy nou met hulle, vir enige genesing. Ek weet jy het 'n groot hart vir genesing, en jy bid graag, en mense klop aan jou deur, en nou deesdae met die foon. Vir berading. Ons gebruik ons foon, maar jy's altyd bereid om 'n woord van encouragement te gee. So, wat se woord het jy om vir ons te gee? Wat ons kan aan vashou en weet, dit is die woord hoe ons die pad kan stap. Want ons gaan deur so baie as 'n vrou, vir verskillende redes. Skei, trou, huil, kinders, en alles wat ons van vrou wees, is so vulnerable en so groot. Hoe kom ons deur dit, en hoe hou ons aan die woord vas? Ek dink net baie keer het vrouens nog nie Jesus regtig aan hulle harte geneem in diepte nie. Ek kom dit agter met baie gesprekke waarna ek kyk in sulke tipe goed, en vir my is die belangrikste is Jesus, die woord van God. Jy moet eers sê maar jy kry nou so 'n skok soos ek deur is met kanker of wat 'n siekte ook al, maar veral kanker wat vinnig kan versprei. Suikersiekte kan 'n mens nog oor 'n tyd heen
En jy kan dit nog hanteer, maar jy kan nie altyd kanker hanteer nie, want jy weet nie. By die uitkoms gaan wees nie. Ja, en jy dit kan weet, so vinnig wees dit of kan dit kan vreeslik vinnig wees. Jy gaan weet, nie genees word, gaan ja, nie genees word en ek het nie. baie vriendinne wat dood is aan Ook borskanker. baie, myself. Jy weet, so die Here is my so genade gewees dat ek nog vandag leef na 17 jaar. Dit kon Ongelooflik. anders te gewees het. Ek het net vir 6 maande my pille gedrink. Chemopille, my hare het gebreek. Ek moes dit vir 5 jaar of 6 jaar drink. Ek het gereeld vir my toetse gegaan, maar ek het later nie my pille gedrink nie, omdat ek baie naar geword het, jy weet, gebraak het. Ek kon nie lekker aanpas nie. So in my geval moes ek God vertrou. En ek het ook vir die Here gesê, ek gaan my pille los, maar ek gaan U vertrou vir my genesing. Nou staan ek vol op die woord, en dis wat ek vir elke vrou wil sê. Ek kan nie vir die mense sê, moenie jou medikasie drink nie. Nee, ons sê nie dit nie. Ek kan nie vir mense sê, moenie gaan vir chemo of bestraling nie. Dit sal ek nooit sê nie, maar in my geval het ek so geloof in die Here gehad, dat God genees my, sy hand is nog steeds op my. Ek het ook vir die Here gesê, dat as hy wil hê, ek moet nog vir hom 'n getuienis wees, dan moet hy my bly leef. Ek weet nie, dat leef, maak nie saak vir hoe lank nie, want ek wil sy instrument wees, ek het 'n getuienis, ek het baie ander getuienisse ook, van siektes en allerhande goed in my lewe, maar hierdie een, dink ek, was my hoogtepunt, en omdat so baie vrouens daardeur gaan, wil ek vir elke vrou sê, staan vas, hou moed, gaan na die woord toe, gaan en staan op die beloftes van die Here, moet nooit dink, ag, jy weet, dis die einde van jou lewe nie. Partykeer maak ons iets die einde van ons lewe deur wat ons sê. So ons moet ook let op ons woorde en net, ons moet lewe spreek. Wanneer jy siek is, sê vir jouself, ek is gesond. Want die woord sê deur die wonde, het daar vir my genesing gekom. En dit is wat ek nog elke dag oor my eie lewe uitspreek. Wanneer ek partykeer voel, daar is pyne in my liggaam, die pyne wat partykeer selfs in my bors steek of wat, dan sê ek vir myself, nee, ek is gesond. Want as jy in jou gedagtewêreld daar gaan om te sê, nee, maar het ek nie weer dalk kanker nie, het die kanker nie dalk versprei nie, is dit nie dalk nou in my longe nie, is dit nie dalk nou ergens in my maag nie, ek voel nie lekker oor my lewer nie, is daar nie miskien verspreiding nie. Onmiddellik moet jy vir jouself sê, nee, deur sy wonde is ek genees. En dit is hoe ek my pad geloop het. En God het al baie mense gesond gemaak, Renet, wat erge kanker gehad het. Ek weet ook van 'n vrou wat nou vandag oorlede is, maar sy het graad 4 kanker gehad. En sy is deur al die prosesse en net deur dit wat sy bely het sy gesond geword. En sy het geleef tot sy in die 80 is. Wonderlik. Jy weet, so, en vandag is ek 65, ja, die Here het my deurgedra, en wat God ook al wil doen, ek wil net vir elke vrou sê, ou moed, staan op die woord, daar's niks anders wat ek kan sê nie. Die woord is die weg en die waarheid, en die woord is ons fondasie, en die woord is ons uitkoms. Die woord is ons antwoord, die woord is ons genesing, in die woord is daar bevryding, in die woord, as jy deur, emosionele trauma gegaan het, dan moet jy na die woord toe gaan. En jy moet die woord gebruik as jou fondasie. Jy moet die woord gebruik as boumateriaal. Jy moet die woord gebruik as waar ek my geloof gebou kan kry. Want die Here sê, hoekom daar geloof in jou deur te lees, woord in te neem, woord jou eie te maak. Want God het vir ons, ek dink oor die 8000 beloftes gegee. Nou, hoeveel beloftes ken ons? Dis wat ek altyd sê. Hoeveel ken ons? Ja, ons vas in 'n paartjies. Ja, ons ken 1 of 2, maar wanneer ons die beloftes in ons gees mens het, wanneer jy deur die dal van doodskade weggaan, dan sê die Here vir jou, wanneer die woord nie het, maar ek is met jou, moenie bevrees wees nie. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou helper, ek is jou man, ek is jou maker. Met my God spring ek oor die hoogste muur. Al loop 'n bend in my storm, dit kan niks aan my doen nie. Want ons vrees so maklik, Renet, weet jy, en vrees is die teenoorgestelde van geloof. Kanselleer alles. Ja, want ons kan nie vrees hê en geloof hê nie. Ons kan dit nie hous nie. Glad nie. Want dit maak ons, daar's 'n Engelse woord wat sê, it makes us double-minded, and don't think you'll receive anything from me.
En dit is 'n skrif wat baie by my bly. Dit maak ons het twee gedagte wêrelde dan. Vandag het ek vrees, môre het ek geloof. Oormôre het ek weer vrees, dan het ek geloof. Ons kan nie so loop nie. Dis soos 'n lambeen wat jy deur die lewe sleep. En weet jy wat nou, ons moet vandag 'n keuse maak. Gaan ek God vertrou want hy wil ook geloof by ons sien. Jesus het gesterf juis hoekom sodat ons ook kan staan in die geloof, sodat ons genesing kan kry, sodat ons in die oorwinning kan leef, want ek is meer as 'n oorwinnaar deur die Here wat my krag gee. En weet jy wat, Renet, baie dae dink ek bedroef ons die Heilige Gees, ons maak die Here seer, want hy het sy lewe vir ons gegee, né? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun vir my en vir jou en vir elke luisteraar of kyker gegee het. Amazing. Dit is so 'n woord vir vandag. En ek dink dit is vir ons oor die algemeen baie moeilik in die tye wat ons lewe om nie te vrees nie. Ja. Omdat daar so baie mense wat kanker kry, daar so baie siektes, selfs van COVID af is daar so baie selfs kinders, jy weet kinders wat kanker kry. Daar so baie waarvoor ons moet bid en bly. Ons geloof moet baie sterk wees in vandag se tyd. En ons kos wat ons eet en ons manier van lewe is so vol stres en so aan. So ons moet ons geloof beoefen. En ons moet die woord aan ons lewens inset. As ons dit nie by die woord bly nie, gaan ons verlore raak. So Lenet, maar baie dankie dat jy nou vir ons met dit gedeel het. Ek wil net jy moet miskien net 'n woord gee vir die mense wat luister en ook en kyk en ook net vir ons 'n bietjie bid, want ek dink ons het baie bid nodig en gebedens nodig en hoe om te vra en hoe om dankbaar te wees vir die Here wat hy vir ons kan doen en sal doen. En ons hou nie by sy woord nie en ons glo nie in hom nie, ons vertrou nie vir hom nie. So as jy miskien net vir ons 'n bietjie kan net 'n bietjie lei in gebed en in 'n woord. Okay. Ek wil net vir elkeen sê die Here se woord sê hy is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Wat hy begin het, sal hy volëindig in ons lewe. En ek wil net vir ons elkeen vandag en elke mens wat kyk, net 'n kort gebed doen as bemoediging en aanmoediging en die Here vertrou, maak nie saak wat jou situasie is, maak nie saak waartoe jy gaan nie, of dit finansiële probleme, siekte, ellende, wat jy ook al in die oog staar, geen probleem is vir God te groot nie. Kom ons vertrou die Here vandag vir jou, Debra. Vader, ek bid nou en ek wil elke persoon wat vandag na hierdie program kyk, wil ek seën en ek wil hulle salf met u genade en u liefde, Vader. En Here, ek wil kom en ek wil elke vloek wat die vyand op hulle lewens kom lê het, met siekte, met ellende, Vader, selfs met finansiële probleme, dinge wat spanning maak, huweliksprobleme, ouer-kind verhoudinge, Vader, kindertjies wat mishandel word, Vader, iets waardeur enige persoon gaan. Vader, u woord sê, ek ken julle by julle naam, julle name is in my handpalm ingegrafeer, en Vader, u ken die hare op ons hoof, elke haar op ons hoof is selfs deur u getel, en daarom bid ek vandag, Vader, dat u genesing bring, dat hier waar ons vandag sit, dat u genesing dwars deur hierdie kamera sal vloei, en dat elkeen wat na ons kyk vandag, Here, u genesing sal ontvang, u deurbrake sal ontvang, en Vader, ons eer u vandag, en ek sê net vir u baie dankie, in Jesus naam alleen. Amen en amen. Amen. Baie dankie. Dankie Lenet, dat jy saam met ons gekuier het vanoggend. Dit was so 'n voorreg. En ja, familie daar buite, mag dit net vir jou 'n bevestiging wees dat ons die woord moet gebruik en ons moet dit behoorlik eet. It's like nutrition to our bodies and to our souls and to our minds. And the Lord gave me actually a word. I just want to share it with you. I'm going to share it with you in English because that's how I got it this morning. And let me just share it. It's unfortunately on my phone.
But I think it's very profound and it's amazing what you shared nou met ons, Lynette, dat dit is nou die woord wat die Here vir my vanoggend gegee het. En laat ek net gou dit kry, and then we can go from there. I just want us to understand in Job, if you know, as jy weet wat hy deurgegaan het, was so dit vir my nou die dag verduidelik. Hy het sere op sy liggaam gehad, tot onder sy voete. Ja. Daar was nie een oomblik van 'n minuut wat hy nie in oneindig pyn gehad het nie. En hy het nie geweet wat om vir homself te doen nie. En dit is die woord wat die Here vir hom gegee het. He says in Job 5 verse 8 to 9. The speaker advises Job to seek God and lay his case before him, emphasizing that God does great and unsearchable things, performing countless miracles. Amen. He says, if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before him. This suggests the plea for divine intervention and willingness to submit one's problems to God's judgment. And he performs wonders that cannot be fathomed. Amen. Miracles that cannot be counted. This emphasizes the incredible and incomprehensible nature of God's actions and his ability to do things beyond human understanding. Amen. And that's the God we can trust. Amen. En mag die Here net vir julle daar buite die woord gee, dat julle weet, he is capable of everything. We need to trust and believe in him, because he is the almighty God that we serve. Amen, Renée. And you are a miracle, Lynette. Baie dankie dat jy jou Baie dankie. lewenswyse en jy leef jou naam uit, jy die mooiste naam, en die Here het jou in sy palm van sy hand gehad, tot nou toe. En mag die Here net vir jou aanhoudend gebruik, for his glory, and for his kingdom, Okay. en dat die Here baie mense sal genees deur jou woord, jou liefde, en jou gebed, en baie dankie dat jy saam met ons gekuier vanoggend. En ja, mensies, ons is nou op die einde van die program, en ons wil net dankie sê dat julle saam gekuier het, ons waardeer vir julle, en ons sien julle volgende week, dieselfde tyd. Mooi dagie verder, ons praat weer.